Hartlike goeiemôre, baie welkom in 'n nuwe maand waar ons ook verder saam met mekaar gesels, die Here se woord bestudeer en ook so mekaar stil word, by mekaar inloer en ook by die Here stil word. In hierdie afgelope tyd is ons met kinders in die vakansie besig en ons is weer op 'n keer is ons aandag by die kinder TV film Toy Story. Onlangs het die nuwe Toy Story film weer die silwerdoek gesien. En een baie sterk tema in die eerste film het my nogals diep geraak as ek dink oor wie ek is en my identiteit. En binne in hierdie eerste, miskien kyk jy dalk saam met jou kinders of jou kleinkinders weer hierdie films en sien jy eintlik kyk jy met 'n ander lens, met 'n ander bril ook daarna. Wat baie opvallend is dat die seentjie Andy in die verhaal se gunsteling speelding op daardie stadium is Woody, so 'n cowboy mannetjie. Wat besonders is van Woody is dat Andy het sy naam onder die sool van sy stewel geskryf. En met 'n permanente pen wat daar bly sit. Dit het my laat dink, hierdie geliefde speelding wat jy merk, dit is joune. En as ek soms so na kinders so dophou, hulle klem hulle speelgoed vas en as jy vir hulle vra, hoekom wil jy nie dat jou maatjie of dat jou boetie of sussie saam met jou speel nie, dan is hulle bekende antwoord, want dit is myne. So tong in die kies gesê. God het op 'n manier ook sy kinders as sy eiendom kom toeken, kom dit vir homself vir ons die identiteit gegee as sy kinders. In Jesaja 43, hierdie bekende woorde is ook vanoggend vir ons 'n rigsnoer. Jesaja 43 vers 1 tot 3. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere sal hulle jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou. Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. 'n gedagte oor dat God, as ek dink aan die doop, dat God as sy verbondsgod in die verhouding wat ons ook met hom het, is binne in hierdie verbondsverhouding. God wat die eerste beweging na sy kinders toe maak. Wat ons as sy eiendom kom bestempel. Ons daai merk kom gee. As ons dink terug, 'n paar maande gelede, het ons gepraat uit die 1 Petrusbrief, waar Petrus praat en sê dat ons is 'n eiendom, ons is God se eiendomsvolk. En dit het vir ons 'n bepaalde identiteit gee, is wat behels dit as ek aan my identiteit dink dat ek God se eiendom is. Dit is dan so dat ons weet dat hy dan as Vader ook nie net sy skepsels skep, maar ook betrokke is en intiem nou saam met hulle ook deel in hierdie lewe. En dat die woorde is eintlik baie belangrik, moenie bang wees nie. Nee, daai bekende woorde wat ons 365 keer in die Bybel aantref, moenie bang wees nie. Dat daai vrees dat jy nie
vrees moet hê, omdat jy glo jy hierdie lewe en sy uitdagings op jou eie krag en jou eie beskerming moet aanpak nie. Moet dit altyd dit geskied onder die wakende beskermende hand van God wat hierdie woorde vir jou gee en jou daarmee ook sy kind noem. Ek en jy, miskien wil jy bietjie hieroor gaan nadink, wat beteken dit as God sê, jy is my eiendom, jy is my kind, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Dalk in jou stil word ook vandag, kan jy ook vir die Here daarop antwoord en reageer op hierdie uitnodiging om sy kind genoem te word. Wat dit binne in jou losmaak, wat dit dalk binne in jou roer. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie dat ons u kinders genoem kan word en dankie dat u ons oor u ontferm en dat u ook sê dat ons nie vrees hoef te hê omdat ons aan u behoort en u kinders is en dat u ons u kinders kom noem. U is nie net ons skepper nie, maar ook ons Vader en daarom is sê ons dankie dat ons u kinders genoem kan word. Mag dit ook so wees dat daar hierdie identiteit ook binne in ons dieper en dieper sak en mag ons soveel sodat totaal deel van ons wese en ons menswees word. Dat ons as u kinders ook so kan leef. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Mag dit vir jou 'n wonderlike res van die week wees. Mag jy sy goedheid en sy genade ook in jou midde beleef. Totsiens.